6. Tema waaroor ons vanmôre dink is geloof is die brandblusser waarmee ons die brandende pyle uitblus. Efesiërs 6 vers 10. Paulus het nou alles mooi verduidelik. In die eerste klompie hoofstukke van Efesiërs het hy vir ons gesê, wie is ons? Dis jou status, dis jou waarde. In die middelste gedeelte van die boek het hy vir ons gewys hoe moet ons lewe. En nou kom hy hier in die einde van die boek en nou kom sê hy vir ons, hoe moet ons weerstand bied? Hoe moet ons veg? Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle poste kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lig. Trek daarom die wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, op julle pos kan bly staan. Let net vanaf weer op, kom ons lees net weer, kom kry ons hierdie wapenrusting, sodat julle weerstand kan bied. Sodat ons nie sommer maar net links en regs oorrompel kan word nie, sodat ons weerstand kan bied. En dan nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, dat ons kan volhard, dit is nie net 'n rukkie veg en ophou nie, op ons pos staande kan bly. Dis hoekom ons dit het. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as die gordel, om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, die geregtigheid, die bereidwilligheid om die evangelie van vrede te verkondig as die skoene aan julle voete. En dan vandag se vers daarom, of daarby, hierop, hiermee saam, moet julle altyd geloof as 'n skild in die hand hê. Die Griekse teks sê opneem, optel, want daarmee sal julle die brandpyle van die bose kan afweer. Sê die verlossing as helm op, wat die swaard van die Gees, dis die woord van God. Doen dit alles bidtend, smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Let op al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde sal gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. En terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeye. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. Julle onthou die prentjie wat ons skets, Paulus is waarskynlik in die tronk aan so 'n Romeinse soldaat vasgeboei. En dis hoekom hy so na hom kyk seker, en dan sien hy hierdie wapenrusting, en dan gebruik hy hierdie wapenrusting om eintlik iets te verduidelik van wat hy al reeds in Efesiërs gesê het. Onthou hierdie wapenrusting, alles in hierdie wapenrusting, het Paulus reeds na verwys in hoofstuk 1 vers, of hoofstuk 1 tot hoofstuk 6 vers 9. En dan kom hy en dan maak hy hierdie goeders weer mooi so by mekaar. Die brandblusser, geloof is die brandblusser teen die brandpyle. Nou julle, ons lewe in 'n fisiese wêreld. En as jy enigstens gewonder het of ons in 'n fisiese wêreld leef, dan moes jy net nie gister en vandag iewers in Sandton omgewing gewees het nie, want dan sou jy vasgeloop het in die G20 beraad van 'n klomp ouens wat hier is, en dis ouens wat die wêreld bestuur en besig is met planne in die wêreld. Maar Paulus kom sê, dit wat daar in daai geboue bestuur word, is nie die enigste werklikheid nie. Daar's 'n onsigbare werklikheid. 'n Werklikheid waar daar 'n oorlog is, waar ek en jy dit nie kan sien nie, met ons blote oog. Dis 'n geestelike oorlog, waaraan ons besig is. En ek wil jou sommer net in hierdie tyd herinner daaraan, as jy alles gemis het tot en met vandag toe, gaan kyk op die YouTube kanaal, dan haal jy dit in asseblief. Ons kan nie vanmôre vir mekaar sê, dis net die fisiese wat in hierdie wêreld 'n werklikheid is. Daar's beslis 'n onsigbare werklikheid. As jy glo dat God, Vader, Seun en Heilige Gees bestaan en is 'n werklikheid en dat jy 'n ewigheid saam met hom en met hulle wil spandeer, dan is daar ook 'n ander kant.
En dis wat Paulus vir ons hier kom sê. Paulus kom skryf vir hierdie Christene, let op Christene, dat hulle is in 'n geestelike oorlog. En dit kan een van twee goed in jou losmaak, dit kan 'n stuk paniek in jou losmaak, of as jy hierdie hele teks mooi lees, en jy vat dit wat die woord van die Here vir ons sê, kan daar 'n stuk vrede in jou kom, wat nie van mense af is. En dis waarmee Paulus hier besig is. Ek hoor van 'n storie, dit het dalk al met jou ook gebeur, van iemand wat agter 'n trok op 'n snelweg ry. En jy weet 'n groter trok het mos 'n dubbelwiel agter. En ek het dit al met my eie oë gesien, dat daar partykeer tussen daai twee agterwiele 'n stuk klip ingewurm word. 'n Kwart baksteen of 'n halwe baksteen of 'n tipe klip wat daarin pas. En hierdie ou sê, hy ry op die snelweg en hy vleg so tussen die kar deur en hy so agter 'n trok en toe hy so agter die trok so deurvleg en sy oog vang die agterwiele van hierdie trok, toe sien hy dat daar 'n klip tussen die agterste twee wiele so groot soos 'n golfbal vasgevang sit. In die volgende oomblik, toe kom hierdie klip los, en hierdie klip skiet uit daai wiel uit, en hy besef dat hierdie klip is reguit op pad na sy windskerm. En instinktief sê hy, draai hy al sy gesig, want hy is bang hierdie klip gaan hom tref. Hy sien hoe gaan sy lewe voor hom verby, want hy weet nie regtig wat om te doen nie, moet hy die kar uitpluk, wegpluk, en voordat hy hom kon kry, tref die klip sy windskerm, en spat sy windskerm in krake voor hom. Maar gelukkig, sê hy, so terwyl hy sien hoe sy lewe so verby hom hardloop, doen hierdie windskerm, hierdie skuld hier voor hom, wat hy moet doen. En daai shatterproof windskerm kraak wel, maar keer en weer hierdie klip en die impak van hierdie klip op hom en op sy kar en op sy lewe eintlik af. Hierdie skuld, hierdie windskerm het sy werk gedoen. En daarom is dit so belangrik. Niemand van ons sit vandag meer 'n generiese windskerm in jou kar. Jy soek nie 'n cheap enetjie en jy hoop en bid nou maar as 'n klip jou tref gaan daar nie iets gebeur nie. Jy soek daai een wat nie flenters spat nie, wat sy werk doen. Ons stort nie eers meer vandag julle in 'n glas stort waarvan daai glas nie shatterproof is nie. Daar's vandag 'n wet wat sê as 'n venster in jou huis 'n sekere grootte oorskry, dan moet daar 'n film tussen die venster inkom sodat as daai venster breek, hy nie op jou kan val of jou doodsteek of sny nie. Paulus kom sê, as hy hierdie gedeelte met ons deel, dan sê hy, ons is in 'n stryd, ons ry op 'n snelweg, en voor ons is daar trokke met klippe in hulle bande, en hierdie klippe kan enige oomblik loskom en uitskiet, en op my en jou afgevuur word. Ons veg nie teen mense nie, ons veg teen kragte en magte, teen die bose wêreld, sê hy. Ons vyand is nie mens nie. Ons vyand is daarop uit om te kom steel en te kom beroof, om jou vooruit, spreekwoordelik, metafories, om jou vooruit, jou geestelike vooruit, jou lewe, flenters te slaan. Maar God gee vir ons 'n wapenrusting. God gee vir ons in die besonder vanmôre 'n skild, 'n vooruit wat shatterproof is. Wat wanneer daardie vooruit doen wat hy moet doen, dit tot sy reg kom my en jou geestelike, emosionele en fisiese lewe kan beskerm. Paulus gebruik die beeld van 'n soldaat, en dit is baie belangrik om sommer net ietsie te verstaan van hierdie beeld van hierdie soldaat. Ek en jy moet net iets verstaan van wat is hierdie skild, waarmee hierdie Romeinse soldate gewerk het. Want as jy dit verstaan, dan gaan daar iets van dit vanmôre in die geestesdimensie op my en jou lewe van toepassing maak. Die Griekse woordjie wat hier gebruik word vir verskild, is nie daai klein ronde enetjie wat ons hierso so op ons arm sit en in gedagte het, waarmee jy besig is hier in 'n binnengeveg en daai swaard tref jou teen hierdie skild nie. Hierdie woord Therios is eintlik die Griekse woord waar die woord deur vandaan kom. Door. So as Paulus hier skryf, dan praat hy hier van ietsie anderste. Hy praat van 'n draagbare panser waar agter hierdie soldaat
kon wegkry. Hy gebruik hierdie woord intentioneel. Hierdie swaard, hierdie skild, hierdie Thirios was 1,4 meter hoog en ongeveer 800 centimeters, amper 'n meter breed. En hy het so 'n halfmaan tipe effek gehad. So dit is 'n redelike groot ding waar agter hierdie soldaat kon wegkruip. Hy kon letterlik as hy agter hom gaan sak het, kon hy sy hele lyf met hierdie ding toemaak. Hierdie ding was op 'n baie besondere manier aan mekaar gesit. Julle, die Romeine was die wêreld van daai tyd ligjare voor. Hierdie was eintlik 'n stukkie verdedigingsmeesterstuk. Hy bestaan uit 2 lae hout uit. En hierdie hout is dan aan mekaar vasgegom. En dan het hulle 'n baie interessante ding gedoen. Dan het hulle hom buiteom toegedraai met linne. En bo oor dit het hulle 'n baie sterk laag leer oorgesit. En op die kante van hierdie Thirios, hierdie skild, was hy omring met yster, sodat as iemand met 'n swaard kap, dat hy nou nie hierdie hout kon stukkend breek. Hierdie swaard, ekskuus julle, ek het net in my kop, hierdie skild, né? Het hulle nie sommer net ligtelik opgeneem. Voordat hulle oorlog toe gegaan het hulle hierdie skild voorberei. Want hulle het 'n baie interessante ander ding ook met hierdie skild gedoen. Voordat hulle aangemeld het om te gaan veg, het hulle hierdie skild in water geweek. Sodat hierdie leer en hierdie linne papnat geword het. En dan is hulle met hierdie nat ding, is hulle nou so na die oorlogveld toe. Hoekom? Sodat hulle die brandende pyle van die vyand, wat Paulus hiervan praat, kon afweer. So wanneer hierdie pyl geskiet is, was dit 'n brandende projektiel, wat eintlik na hierdie ouens toe geskiet is. En dan het hulle hierdie Thirios gebruik, en hulle daai pyl gekeer, en die oomblik as daai pyl binne in daai skild ingegaan het daai nat leer en nat linne, het daai vlam en vuur uitgeblus. Nou jy moet vanmôre al hierdie goed mooi saamvat, sodat ons die wonder van hierdie windskerm, hierdie shatterproof windskerm, hierdie skild wat ek en jy het, wat deel van ons mondering is, mooi te verstaan. Dan was daar 'n baie interessante ietsie anderster wat hulle ook aan hierdie skild gehad het. Aan die kant van hierdie skild was daar 'n tipe hakplek gewees. Want hierdie skild was nie net ontwerp vir persoonlike verdediging nie. Daar was ook 'n stukkie kollektiewe verdediging aan hierdie ding gekoppel. So wat gebeur wanneer jy kontak geslaan het en daar regtig 'n klomp vyande voor jou was, het hierdie soldate langs mekaar inbeweeg en dan het hulle mekaar se skilde by mekaar ingehak en dan het hulle letterlik in hierdie, hulle noem dit die testidio, Latyn turtle formation, skilpad formasie in beweeg, en dan het hulle hierdie skilde rondom hulle gesit, agter hulle gesit, bo oor hulle gesit, en dan was hulle eintlik so 'n boksie gewees, wat beskik was en waarmee hulle vorentoe beweeg het. En hierdie ding was so sterk gewees, ek het antieke foto's gesien, waar hulle met 'n perd, bo op hierdie turtle formation testidio kon opklim en kon beweeg. Maar wanneer hierdie brandende pyle nou afgevuur is, het hulle in hierdie skilpadformasie inbeweeg. En weet julle wat, dan het hulle mekaar beskerm en het hulle 'n menslike skild gemaak waarmee hulle dan vorentoe beweeg het. So hulle het nie net individueel hierdie skild gebruik nie, maar ook korporatief, ook in 'n groter groep. En dit is baie belangrik om dit vanmôre te hoor. Ons gaan dit nou na huis toe bring. Maar as ons hierdie goedjies nou agter ons sit en ons het dit nou in gedagte, dan kom sê Paulus, geloof. Geloof is vir 'n wedergebore kind van die Here, vir 'n Christen, 'n skild. Soos wat hierdie skild vir die Romeinse soldaat waardevol en betekenisvol was, so het ons 'n skild in hierdie oorlog waarmee ek en jy besig is, wat ons geloof noem.
Nou mens lees baie van geloof in die Bybel, né? Maar dit is tog belangrik dat ek en jy vandag mooi verstaan waarna verwys Paulus hier as hy praat van 'n skild van geloof. Nou daar's 'n eksegetiese beginsel. As jy die Bybel uitlê, dan is daar 'n tegniek wat sê jy gaan kyk na die eerste verwysing van 'n woord. Jy gaan in die Bybel en jy vat die konkordansie en jy gaan kyk geloof en jy gaan kyk waar word dit die heel eerste keer in ons Bybel gebruik. En dan sê hulle die eerste keer wat 'n woord gebruik word is baie keer die oorspronklike bedoeling van daai woord. En soos wat hy later weer en weer gebruik word, ontwikkel hierdie woord en kom daar goed by, maar lê die essensie van hierdie woord gewoonlik in daai eerste verwysing. Nou, as ons 'n bietjie gaan kyk na geloof, en ons gaan soek 'n bietjie hierdie beginsel, en ons probeer kyk, waar word geloof nou die eerste keer gebruik, dan sien ons in Genesis 15 vers 6, word die woordjie geloof in die oorspronklike teks dalk nie so direk gebruik soos wat ons hom vandag ken nie, maar verwys dit na geloof in God. En wie is in Genesis 15 aan die woord? God saam met wie? Saam met Abraham. En daar sien ons 'n klein ietsie van wat begin God met hierdie geloof bekend maak en openbaar. En dan is dit baie interessant, né? Die woordjie geloof, soos wat ons hom vandag ken, word waarskynlik in Hebreëus die eerste keer gebruik in Habakuk 2 vers 4. Nou as jy die Afrikaanse 83 vertaling lees, dan kry jy nie geloof daarin. Jy moet 33 toe gaan. Jy moet na die oorspronklike teks toe gaan. Dan lees jy daar van hierdie geloof. En weet julle wat is ongelooflik, hoe die Heilige Gees hierdie Bybel van ons inspireer en aan mekaar gesit word. Romeine 1, Galasiërs en Hebreërs haal Habakuk 2 vers 4 aan. En elkeen van daai 3 briewe, tekste, gebruik iets van daai geloof wat ons in Habakuk 2 eerste keer as geloof beleef. In die Nuwe Testament is die bekende verwysing, Hebreërs 11 vers 1, daai definisie van wat is geloof, né? Geloof is om vas te hou dit wat jy nie sien nie, om te glo en te vertrou dit wat nog nie gebeur het nie. Maar waar word die woord geloof, pistis, in Grieks, die eerste keer gebruik? Grieks is 'n interessante taal, né? Dit word die eerste keer gebruik, oor die 200 keer in die Nuwe Testament, word hierdie woordjie pistis, wat moet vir geloof vertaal word, gebruik, maar Markus 2 vers 5 is die eerste keer, waar hierdie woord pertinent gebruik word. En waar is dit dan? Dis wanneer hierdie 4 manne, hulle vriend voor God, voor Jesus laat afsaak. En dan vergewe Jesus hulle sondes, en dan is die hele kerk up in arms, wie is hy wat nou mag sondes vergewe? En dan, as ons daai woordjie gaan kyk, dan sien ons daar, dat Jesus hierdie man se sonde vergewe het, maar dat die konteks eintlik daar iets van geloof ons mooi verduidelik, wat die hele Nuwe Testament optel en verder vat. Hierdie skuld, wat Paulus sê geloof is, wat ek en jy as 'n stuk wapen het, kom help Markus 2 vers 5 vir my en vir jou, om te verstaan waaroor gaan dit regtig. Hierdie geloof, waaroor dit hier gaan, is 'n geloof wat 'n aksie tot gevolg het. So geloof hier word eintlik deur 'n aksie gedemonstreer. Hulle het geloof in hierdie Jesus. En wat doen hulle? Hulle breek die dak oop, hulle laat sak hierdie vriend van hulle voor Jesus. Hulle geloof gaan oor in dade. En dit is baie belangrik dat ons hierdie begrip van geloof mooi sal optel. Wat is spesifieke geloof waarna Paulus verwys as hy hier praat van die skild van geloof? Daar's hoofsaaklik 3 soorte geloof in die Nuwe Testament. As jy dit nou onder mekaar uithaal en dit oorvleuel hier en daar. Maar die eerste belangrike geloof waarvan die Nuwe Testament praat, lees ons in Efesiërs 2 vers 8 en 9. En dis daai bekende teks wat sê, deur genade word julle deur geloof gered. Dis nie jouself nie, ons het dit al 'n paar keer vir mekaar in hierdie tyd gesê, jy het niks om jouself op te roem nie, dit is genade van God,
Geloof is om te glo in hierdie prys wat Jesus vir jou betaal het, en op grond daarvan word jy vrygespreek. So die eerste tipe geloof van die Nuwe Testament is reddende geloof. Jy sit jou geloof in Jesus as jou verlosser, en daarmee word jy dan gered, vrygespreek, geregtig. Kom ek en jy op die regte manier in God se teenwoordigheid. Nou luister baie mooi, Paulus verwys waarskynlik nie na hierdie soort geloof hier nie. Want hy praat met gelowiges hier. Hy praat met Christene wat klaar tot wedergeboorte gekom het. Maar, kantlyn aanteken, jy moet vanmôre ook baie mooi onthou, dat hierdie wapen, nie een van hierdie wapens, geloof inkluis, kan vir my en vir jou deelagtig word, as ons nie eers hierdie reddende geloof het. So dit begin alles by 'n verhouding met Jesus. Jy moet heel eers jou hart vir die Here gee, dan word jy vrygespreek, dan word jy geregtig, dan is jy reg om in God se teenwoordigheid te kom, en dan is al hierdie wapens joune. Het julle mooi na hierdie wapens gekyk? Hierdie wapens is eintlik Jesus homself. Die waarheid, die gespe, ek is die weg, die waarheid en die lewe, sê Jesus. Ek is die vryspraak, ek is die geregtigheid. Sonder my kan niemand gered word nie, die borsharnas van geregtigheid. Wat is die vrede? Wat is die peace? Die voete. Ek is die vrede. As jy my het, kry jy vrede wat die wêreld nie van jou kan gee. Sonder Jesus kan jy nie glo nie. Het jy nie geloof nie? Is geloof irrelevant. Maar Paulus wys waarskynlik nie hierna nie. So ek en jy het dit, want ons is gered, né? Die tweede tipe geloof vind ons in die tweede laaste boek van die Bybel. Nou ek wil vanmôre vir julle sê, ek was op universiteit gewees, né? Ek het 'n entjie gevorder al met my teologiese studies. Toe praat die prof eendag van 3 Johannes. Toe sê ek, wat? Ek ken Johannes, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. En dan ken ek so 1 Johannes en 2 Johannes, 3 Johannes. Toe gaan kyk ek, toe sien ek, ja, daar's 'n 3de Johannes. 3 briewe. Maar nou, het julle al ooit van Judas gehoor? Judas, nie die ou wat vir Jesus met 'n klompie muntstukke verraai het nie, die skrywer, daar's 'n brief in die Bybel, die tweede laaste een, net voor Openbaring, wat ons die brief van Judas noem. Dit was nie Iskariot nie, dit was iemand anders. Judas het net 1 hoofstuk, so mens kan ook nie sê Judas 1 vers 4 of Judas 3 vers, jy sê net Judas vers 3, want as net 1 hoofstuk. Maar die tweede geloof, né, wat ons in gedagte het vanmôre, lees ons van in hierdie brief. Nou hierdie brief word geskryf aan lesers wat gekonfronteer word met dwaalleraars, met ouens wat allerlei teorieë en tipe goeders verkondig. En dan skryf hy Judas, geliefdes, ek was van plan om aan julle te skryf oor die verlossing waaraan ons almal deel het. Maar nou voel ek my verplig om julle met my brief aan te spoor om te stry vir die geloof. In Grieks staan daar die geloof wat God vir hom afgesonder het. Die geloof. Wat is dit? Dis die tweede tipe geloof waarvan ons lees. En dit is wat ons vanmôre bely het. Dis die apostoliese geloofsbelydenis. Die geloof, sê Judas, Paulus sê die geloof, dit is die leerstellings wat die Christendom anders maak as enige ander godsdiens of sekte. Dis die goeders wat ons sê, Vader, Seun, Heilige Gees. Ons aanbid 'n God 3-1. Ons aanbid 'n God wat deur 'n maagd gebore is. Dis die geloof, dis die inhoud van die geloof. Ons aanbid 'n God wat gesterf het, wat fisies dood gegaan het. Ons aanbid 'n God wat opgestaan het. Ons aanbid 'n God wat weerkom. Ons aanbid die Heilige Gees. Dit is die geloof waarvan Judas praat. Hy sê, daar's mense wat die geloof, die leerstellings, die waarheid van die Christendom, soos wat God dit aan ons openbaar het, wil kom aanval, wil kom mislei, wil kom verlei. Dis ook nie dit waarvan Paulus hier praat. Paulus sê, wanneer ons hier in 'n moeilike tyd van ons lewe is, en wanneer hierdie aanslag plaasvind, dan moet ons hierdie leerstellings koud nie. Maar sonder hierdie leerstellings, julle, sê die woord van die Here gaan ons ten gronde, want ons moet hierdie kennis hê. Net soos wat ons die vryspraak geloof moet hê, moet ek en jy die geloof,
deel maak van ons lewens. En ek wil sommer vir jou vra, as ek jou in die middel van die nag bel, en ek vra vir jou, wat is die essensie, die kern van ons geloof? Sal jy daai 12 goed kan noem? Dit het niks uit te waai met NG Kerk nie, dit het niks uit te waai met charismaties, pentapostels, wat nie. Daai 12 goeders is die minimum goed wat die Christelike geloof reg rondom die aarde, maak nie saak wat 'n denominasie jy is nie, aan vashou en sê, dis die essensie wat Christen anders maak. Daarom stap ek op 'n woensdagmôre verby 'n klomp mense wat hier buitekant sit, en dan weet ek net, dat ons geloof en daai geloof kan nie met mekaar resoneer nie. Want die geloof waarin ek glo, is nie die geloof waarin hulle glo. Want kernwaarhede van my geloof, die geloof ontbreek. Dis nie dit. Nou wat is hierdie? As ons hier lees, dan lyk dit waarskynlik, heel waarskynlik as ons Paulus reg verstaan, dat Paulus hier praat, Efesiërs 6, Hebreërs 11 vers 1, van 'n geloof, 'n groeiende vertroue, 'n bereidwilligheid om daagliks in my en jou praktiese lewe God op sy woord te vat, te glo dat dit wat God sê en wat hy doen waar is, en dan te handel en op te tree, en iets aktief te doen. En dit is baie belangrik om dit vanmôre so te hoor, om God op sy woord te vat, te kies, om op grond van dit, wie God is, wat hy sê, en wat sy woord ons leer, die volgende tree te gee, en dit is om iets dan te doen. Dit is waaroor Paulus praat. Paulus praat hiervan, natuurlik moet jy 'n reddende geloof hê. Natuurlik moet jy aan die geloof vashou, want dit maak ons juis disippels van Jesus. Maar hierdie geloof is 'n praktiese, groeiende, persoonlike vertroue wat oorgaan in aksie, omdat ek en jy vir God vertrou. Dit is die wapen waarvan Paulus hier praat. Wanneer ons hierdie aanslae in ons lewens beleef, dan sê Paulus, hierdie geloof is jou skild, wat die 4 pyle uitblus. Daar's verkeerde opvattings van geloof, julle. En een van die groot goeders wat gebeur, is die mens maak geloof 'n gevoel. Geloof is nie 'n gevoel nie. Ons gevoelens is te wispelturig, te wisselend, om dit dan 'n wapen te maak, wat vir my en vir jou teen die aanslag van die Satan te kan laat staan bly. Wat het ons gesê? Hoekom het ons hierdie wapens? Dis sodat ons kan aanhou. Dis sodat ons kan vas staan tot die einde toe. Dis sodat ons kan weerstand bied. Ek is jammer, my emosies is nie sterk genoeg om staande te bly in hierdie geestesoorlog. My emosies is nie goed genoeg om weerstand te bied wanneer hierdie bose magte my aanval. Daarom is dit iets anderster. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, ons lewe deur wat? Deur geloof en nie wat ek en jy sien nie. Ons lewe deur geloof en nie deur te sien nie. Ware egte geloof is 'n besliste, bewuste keuse om te reageer op God se waarheid. Maak nie saak wat jy sien of hoe jy voel. En ons val hierin. Ons sukkel hiermee, want ons voel nie elke dag of ons kan staande bly nie. Ons voel nie elke dag goed genoeg om weerstand te bied nie. Ons voel nie elke dag, ons voel party dae ons het geloof en ander dae voel ons het nie geloof nie. Dis omdat geloof nie gevoelens is nie. Die geloof wat Paulus hiervan praat, hierdie skild waarmee ek en jy veg, gaan oor geloof, nie wat jy sien. Die tweede groot gevaar wat in hierdie wêreld bestaan en wat mense maak, is die wêreld leer vir ons dat geloof is 'n mag of 'n krag of 'n force. Dis amper soos hierdie prente wat ek en jy kyk op die TV en ouens het hierdie spesiale kragte en magte en so maak die wêreld van geloof ook een of ander force. En as jy hierdie force, hierdie krag net reg uitoefen en die regte beginsels gebruik,
dan het dit tot gevolg dat ek en jy gesond bly, dat dit met my en jou goed gaan, dat ek en jy prosper. Die gevaar is dat dit nie die Bybelse waarheid is. Dit waarvan Paulus hier praat, vriende, wat ek en jy het as 'n skulp waarmee ons veg in hierdie wêreld, is nie 'n krag nie. Geloof in homself is niks. Geloof se waarde, luister baie mooi, geloof se waarde in homself is niks. Geloof, die krag van geloof, word eers ontsluit en bepaal deur dit waarin jy jou geloof stel. Luister mooi. Dit word kragtig op grond van waarin jy dit stel. Op sigself niks. As jy jou geloof in geld en materiële besitting stel, dan kry jy net wat geld, materiële besittings vir jou kan gee. As jy jou geloof in mense stel, dan kry jy net dit wat mense vir jou kan bied. Maar wanneer jy jou geloof in die almagtige, alomteenwoordige, getroue God en sy onveranderbare woord stel, dan kry ek en jy wat net God kan doen. En dan word dit wat God kan doen 'n moontlikheid vir my en vir jou. So daarom is dit baie belangrik dat ek en jy vanmôre hierdie goedes vir onsself mooi moet afstof. So waaroor gaan hierdie geloof? Dit gaan oor 'n aktiewe, tree vir tree, oomblik vir oomblik se vertroue in die persoon, in die beloftes, in die woord en in die krag van God. Dis die geloof waarvan Paulus hier praat. Dit kan jy nie hê sonder die vryspraak geloof nie. Jy kan dit ook nie hê sonder die geloof. Hoekom het ons hierdie geloof? Hoekom kry jy hierdie aktiewe oomblik vir oomblik, tree vir tree vertroue in die persoon, in die beloftes en die krag van God? Paulus sê dit vir ons so mooi, sodat wat? Sodat jy elke brandpyl van die bose kan afweer. Daarom vat hierdie Romeinse soldaat hierdie meesterstuk, hierdie stuk wapentuig, hy doop dit in water, hy sout dit in water, want hy weet, in daardie tyd julle, was die vuurpyle, was seker die bedreigendste tipe manier van oorlog maak. Hulle daai pyle, het hulle tussen hierdie vyande ingeskiet, en daai goeders het paniek veroorsaak. As daai pyl met vuur hier in jou ingeval het, dan het alles om jou aan die brand geraak. Mense was verskriklik bang, dit het hulle gedemoraliseer. Maar hierdie Romeine was hulle het hierdie vooraf werk gedoen. Hulle het geweet wat hulle moes doen om hierdie skild optimaal te kan gebruik, en hulle daai skild saam met hulle gedra, 1,4 meter by 800 cm, wat redelik swaar moes gewees het, nie vir 'n stukkie juweliersware of dekorasie nie. Hulle het geweet, as daai vuurpyle gelanseer word, is dit my shatterproof windskerm wat my gaan beskerm teen die klip wat hier vooruit hierdie trok se band uit gaan los. Wat is hierdie pyle wat die Satan op my en jou lewe afvuur? Het julle mooi geluister, Paulus maak nie hier 'n lys nie. Hy skryf nie 1, 2, 3, 4, 5 goeders en hy noem, dis die pyle wat die Satan gebruik nie, want weet jy hoekom doen hy dit nie? Want hy's te bang, ons doen weer wat ons goed is mee, en dan sê ons, dis net hierdie 4 goed. En daar's eintlik baie meer. Onthou wat skryf Paulus, hy sê, ons veg teen 'n listige vyand, né? Weet julle wat? Hy bestudeer jou. Dink jy daai afrigter van die ure het gister net daar opgedaag, so baie hoek op baie kroek, en gedink ons gaan hierdie ouens wen. Hy het alles in sy vermoë gedoen, hy het hulle bestudeer. Ons man aan die ander kant het natuurlik vir hom bestudeer.
Hulle het video's op video's gekyk, maar die vyand waarteen ek en jy veg, is slim. Hy weet presies waar jou swak plek is. Hy weet presies wat se pyl hy in die brand moet steek en op jou afvuur. Want daai pyl gaan my niks maak nie. Maar vir jou kan hy vernietig. En dan skiet hy weer 'n ander pyl op my af, wat hy weet my kan vernietig, waarteen jy geen versoeking of probleem het. So hierdie lysie is nie hier geskryf nie, want die Heilige Gees kom sê net vanmôre vir my en vir jou, wees bedag daarop, dat hy jou ken, en dat hy gedurig besig is om hierdie pyle af te vuur, hierdie wreedaardige pyle, wat jou wil demoraliseer, wat jou wil paniekerig maak, wat by jou kom steel en beroof. As ons tog die Bybel lees en ons lees die briewe van Paulus, dan is daar tog 'n paar, dwarsteer die hele Bybel, sien ons 'n paar van sy gunsteling strategieë. En weet julle wat is een van sy gunsteling strategieë? Dit is daardie ene wat 'n bietjie twyfel in 'n mens se gedagtes kom losmaak. Eva, het God regtig gesê julle mag van geen een van hierdie bome eet nie? So wat doen hy? Sy strategie is om dit wat God gesê het op 'n manier in twyfel te trek. Het julle geweet dat Billy Graham, die evangelis, het in hierdie selfde stryk getrap as Eva? Die ouens skryf van Billy Graham dat daar 'n tyd in sy lewe was waar hy onder die invloed van 'n liberale teoloog en 'n prediker gekom het wat geargumenteer het dat die Bybel nie betroubaar is nie en dat Billy Graham vir 'n tyd in sy lewe amper dit opgeneem en geglo. Was dit nie dat Billy Graham 'n aktiewe besluit geneem het om in geloof op God se woord te staan nie, het hy in hierdie struik getrap en sou hy nie gewees het wie hy was. Ons vyand weet presies hoe moet hy met ons werk. En niemand, selfs nie eens Billy Graham, word daarvan vrygespreek. Hy's 'n meester, hy skiet pyle af wat vir my en vir jou wil ontmoedig. Ja, julle hoor nou hierdie ene, né? Elia in 1 Konings 18 bewys dat God die enigste ware God is. God steek hierdie altaar in die hemel uit aan die brand. Hulle maak 'n lot Baal-profete mors dood. 'n Rukkie hierna is hy waar? Onder die besembos. En dan sê hy vir God, tot hier toe en nie verder nie. Ek is nou moeg. Ek gooi nou die handdoek in. Vat asseblief my lewe. Maak my dood. Ek gaan nie meer verder. Hy ruik nog die vuur van wat daar op die berg gebeur het. Maar hierdie pyl wat die Satan afgeskiet het, tref hom. En hy is bereid om handdoek in te gooi. Het julle al 'n oordentlike boksgeveg gekyk? Nie hierdie gemors wat ons vandag WWE nie, oordentlike boksgeveg waar twee ouens mekaar peper. Wat gebeur wanneer die een nou nie meer kan nie? Iemand gooi 'n handdoek in die kruit. En as daai handdoek in die kruit kom, dan sê dit vir die skeieregter, stop hierdie geveg. Hierdie ou is klaar. Hy wil nie meer nie, hy kan nie meer nie. So sit Elia onder die besembos en hy gooi die handdoek in. Daai pyl tref hom, vrees. Vrees is een van daai pyle wat hy gebruik. Ons worry oor alles. Ek worry, jy worry, ons worry alles. Hy doen dit, hy's 'n meester daarmee. Want weet jy wat? Geloof en vrees is antiteses van mekaar. Dit beteken, waar die een regeer, kan die ander nie wees nie. Jy kan nie geloof en vrees op dieselfde plek hê nie. Dis of die een of die ander. Dis die twee munte, kante van dieselfde muntstuk. So wat doen hy? Hy's daarop uit op die einde van die dag om vir my en vir jou vreesagtig te maak, want as ons in hierdie vreesagtige stryk trap, dan gaan geloof by die deur. Ek dink 'n ander pyl is dood eenvoudig ongehoorsaamheid, blaatante ongehoorsaamheid. Hy bring versoekings op ons pad om bewustelik God se woord ongehoorsaam aan te wees. Ons doen sonde van versuim, ons doen onbewustelike sondes,
maar daar's definitief goed wat hy op een of ander manier, hy dit reg kry, hy skiet daai pyl af, en hy tref ons, en ek en jy neem bewustelike besluit om te hoor wat God vir ons sê, ons lees dit in die woord, ons weet dit is God se wil, en dan doen ons dit nie. Dis ongehoorsaam. Dis 'n pyl. Verwarring is een van die goeters. Hy is daarop uit om mense te verwar. Hy wil mense in verhoudings verwar. Hy wil kerke verwar. Hy skiet die een na die ander pyl af, want as hy verwarring tot stand gebring het, dan demoraliseer hy die hele klomp. Die ouens se moraal is daarmee een. Dis sy strategie. En dis die goed waarmee hy gebruik. Wat is die Heilige Gees vanmôre besig om in jou lewe, my lewe van te oortuig? Wat is jou pyle? Waarmee vuur hy? Skiet hy na jou kant toe? Wees bewus daarvan. Maar nou kan ons mos nie vanmôre so huis toe gaan nie. Want die Bybel sê, hy wat in ons is sterker as hy wat in die wêreld is. So ons het 'n oorwinning. Ons het wapens. In die laaste paar oomblikke wil ek 'n bietjie hierby stil staan. Hoe aktiveer ons? Hoe gebruik ek en jy hierdie skild? Ons het nou vanmôre gehoor wat dit is. Ons het gehoor wat dit nie is nie. Ons het gehoor dit is 'n aktiewe dag vir dag, tree vir tree, jou vertroue in God stel, glo dat hy die waarheid is, glo dat hy die waarheid praat, glo dat sy woord die waarheid praat, en dan prakties aktief te reageer daarop. Ons het gehoor wat dit nie is nie. Dis nie emosies nie, dis nie 'n mag of 'n krag nie. Hoe aktiveer ons hierdie wapen? 'n skild wat daar op die grond lê vir 'n Romeinse soldaat was van 0 waarde. Al was dit 'n stuk meesterstuk. Al was hy papnat gemaak en al die goeders reg, maar hy lê daar op die grond en hy word nie opgetel in die hand van daai soldaat nie, beteken daai skild niks nie. Daai skild moet geaktiveer word. Dit gebeur nie outomaties nie. Hoor vanmôre wat die woord van die Here vir ons sê. Die eerste paar verse in vers 13 sê hy, trek die wapenrusting aan. Daai beld is daar. Die waarheid is aan. Jou borsharnas is aan. Die skoene is aan jou voete. Die swaard is aan. Maar het jy al 'n soldaat gesien wat die hele tyd met hierdie groot skild rondloop, as daar nie gevaar is nie, as daar nie pyle is wat afgeskiet word nie? Nee, die teks sê baie mooi in die grondteks, daarom moet julle die geloof as skild in die hand neem. Die teks sê optel. Wat bedoel hy? Aktiveer. Jy moet iets doen met hierdie geloof waarvan ek en jy vanmôre praat. Onthou, jy is gered deur genade. Jy kan nie iets doen om gered te word nie. Die geloof, die beginsels van die geloof, van die Christelike geloof, van die Bybel, dis geskryf en dis vasgepen. Maar hierdie aktiewe, tree vir tree, daaglikse geloof, hierdie skild wat ek en jy moet gebruik om God op sy woord te vat en dan op te tree, moet op 'n manier geaktiveer word. Jy moet dit optel. Ons moet dit gebruik wanneer die nood daar is. Nou, hoe beweeg ou van al die teorie wat ek vanmôre vir julle gesê het, na 'n praktiese optel van hierdie wapen, sodat ek en jy kan sterk staan, sodat ek en jy kan weerstand bied tot die einde toe. Of wil jy vanmôre huis toe gaan met 'n klomp breingymnastiek en sê, "Wow, dit was nou 'n nice teaching geweest. Wow, great, ek het vanmôre baie goed geleer. Ek het nie geweet hulle die ding in die water gesit nie. Dis great om dit te hoor vanmôre, want dit maak 'n mooi geestelike konnotasie." Maar dit is nie waaroor dit gaan vanmôre nie. Waaroor dit gaan vanmôre is dat hierdie pyle word afgevuur en God gee vir ons iets om daarteen weerstand te bied, om dit uit te doof, maar ek en jy moet iets doen om dit te aktiveer. So wat is die eerste belangrike ding? Geloof moet ontvang word. Hierdie geloof waarvan ons praat, hierdie om God op sy woord te vat, om hom te vertrou en om dan te reageer, moet gedeponeer word in my en jou lewe. Nou moet julle wakker wees, en nou moet julle mooi hoor, want hier drop die pen. Hier val hy. En hier val hy gereeld tussen gelowiges. Die Bybel sê in Romeine 10 vers 17, geloof kom deur te hoor. Party vertaling sê prediking, deur die hoor
van die woord van God, Romeine 10 vers 17. Geloof werk op 'n depositostelsel. Dit word gedeponeer binne in my en jou lewe, soos wat ons aan God se waarhede blootgestel word. So as jy na gemors luister van die môre tot die aand, en jy maak jou kop gedurig vol met al hierdie crap wat ons vandag hoor en sien, en waarmee ons besig hou, dan gaan daar in my en jou lewe twyfel, vrees, benoudheid gedeponeer word in ons sieldimensie. Maar wanneer jy luister na die waarheid, wanneer jy oordentlike aanbiddingsmusiek of worship musiek op jou foon afgelaai het en van hierdie ander crap delete en van hierdie goed begin luister, daar's mooi ander musiek ook. Maar die goed wat ons in ons ore en ons koppe in toelaat, ek draf nou die môre verby 'n seun op 'n BMX wat met sy musiek in sy ore so hard dit luister dat ek dit kan hoor wat sê kill yourself. Dis die liriek wat die ouetjie luister. Dis trash. Wat deponeer hy in sy kop? Gaat hy hierdie pyle as dit teen hom afgevuur word kan weerstaan en uitblus? Nee. Luister na oordentlike musiek. Luister na solid Bybelse teaching. Moenie elke YouTube video wat jy download omdat hy op YouTube is opvreet so soetkoek nie. 'n Klomp jare terug het ons geglo as 'n ding in die koerant is dan is dit die waarheid. Ons het geleer dit is nie so nie. Alles op YouTube is nie die waarheid nie. Weet julle hoe werk YouTube? Hoe meer hits jy kry, hoe groter is jou kans om geld te kry vir dit wat jy post. So daarom post ons populêre goeders. So ek wil 10 miljoen views hê, dan kry ek 'n paar $1000. Luister ouens, sound biblical teaching skryf iemand. Kry die hoorbare woord, die gespreekte woord van God. Kry dit in jou ore, kry dit in jou kop, deponeer dit in jou lewe. Dit is hoe jy geloof deponeer en depositos daarvan maak. Jy weet nie wanneer gaan jy van hierdie geloof moet onttrek uit jou geloofsrekening uit. Jy weet nie. Maar wanneer jy jou vol maak met hierdie geloof, met hierdie waarheid van God, met die woord van God, dan is daar iets binne in jou wat die Gees van God kan vat en gebruik wanneer hierdie pyl op jou afgevuur word. Tree vir tree, elke dag in jou lewe. So ons moet hierdie goed in ons ore kry. Jy moet hierdie boek lees. Ek worry nie of jy van lees hou nie. Ek gee nie om of jy 'n leser is of nie. Ek sê vanmôre vir jou, daar word pyle afgevuur teenoor ons. En as jy nie hierdie boek in jou hart, in jou kop en jou verstand kry nie, gaan jy seer kry. Want dis hoe jy geloof deponeer wat God Heilige Gees gebruik as 'n skild in jou lewe. Dan moet jy 'n app kry wat dit vir jou narrate of dit vir jou lees en jy hoor dit of whatever, maar ons kan nie meer vandag sê ek lees nie. Die woord van die Here, dit is absoluut nie genoeg om 1 versie of 2 versies op 'n Sondagmôre hier te hoor. En vir die res van die week is jy op die battlefield daar buitekant. En jy ry op die snelweg met trokke met klippe in, maar jy het geen windskerm in jou vooruit. Die tweede ding wat met hierdie geloof moet gebeur, daai ou moet daai ding optel, hy moet hom aktiveer. Die tweede ding wat met geloof moet gebeur, geloof moet groei. Geloof, hierdie geloof waarvan Paulus praat, nie die reddende geloof nie, nie die geloof nie, hierdie praktiese elke dag geloof waar jy die tree gee van gehoorsaamheid en 'n daad, is soos 'n spier. Dis soos 'n spier in jou lyf. If you use it, it will grow. If you don't use it, you will lose it. Dis mos nou daai beginsel daar op die rugbyveld. Gebruik die bal, los hom en kry die ander ouens. Dis hoe dit werk. Ek is 'n hardloper. Ek hardloop my lewe lank nou al. So my bene is 'n bietjie sterker as my bolyf. Nou wil ek bietjie begin oefen, hè. Ek wil nie 'n spier hê nie, maar op my ouderdom moet jy mos nou jou spiermassa moet jy mos nou adresseer.
want jou spiermassa gaan ons nou weg. So nou, wat doen ek nou? Nou gaan ek saam met Elma. Dis so 'n tipe CrossFit affære. Julle? Ek kon die volgende dag nie loop nie. Ek het sulke klein dumbbelltjies gevat van hy lig vir my. Ek was so skaam geweest. Ek het nie krag in my spiere nie, want my spiere is nie geoefen nie. Maar ek glo, almal sê dit vir my, as ek nou weer gaan, en ek gaan nou weer, dan gaan daai 5 kg dumbbells net nou 10 word, en dalk daarom 20, en dalk op 'n dag gaan ek 100 kan bench press. Julle geloof werk so. Jakobus 2 vers 17 sê, geloof sonder werke is dood. Paulus en Jakobus is nie hier in konflik met mekaar nie. Paulus sê, genade alleen, sonder genade, die reddende geloof is waar het begin. Jakobus sê, wys my jou geloof, deur die dade, deur jou skuld op te tel, dag vir dag, tree vir tree, God op sy woord te vat, en te doen wat die woord en hy vir jou sê om te doen. God se manier, hoe hy ons geloof oefen, is om ons baie keer in ongemaklike situasies te sit. Want hoe oefen ek my spiere? Deur daar voor die TV te sit en te sê, yes, ek wens ek het nou 'n bietjie spiermassa bygekry. Ja, jy moet maar die dingetjie doen. So hoe oefen ons hierdie geloof waarvan Paulus praat? Hierdie skuld wat jy optel om hierdie brandpyle af te weer. Wat doen hy? Jy moet hom oefen. So waar oefen jy hom? Wanneer jy gemaklik is? Wanneer dit met jou piekfyn gaan? Wanneer ons hier op 'n môre in die kerk sit en almal sit so uit mekaar uit en ons groet nie mekaar nie. En ek sê vir jou, draai na iemand toe en sê vir iemand langs jou hallo. Net daar raak jy ongemaklik. En in daai ongemaklike oomblik, né, is dit 'n groei geleentheid. En daar groei geloof. En daar groei jy. Daarom, as die Here vandag vir jou sê, gaan bid vir iemand, dan raak jy so ongemaklik. Maar dis in daai geleentheid, dis 'n groei geleentheid, dis daar waar jy moet sê, ja, ek gaan. Want die oomblik as jy gaan en jy reageer en jy doen aktief, en jy op dit wat God van jou vra, dan word hierdie geloof van jou sterker. En dan groei hierdie geloof soos 'n spier. Julle, dis hoekom goed ons tref, en dan is ons uitgelewer op hierdie goed, ons is weerloos op hierdie goed, want ons is dood net eenvoudig nie geoefen nie. Ons vermy enige ongemaklike situasie. Julle, ek raak benoud oor hoe hulle kinders groot maak nou se dae. As 'n kindjie vandag op sy boutjies gaan sit, dan moet daar iets gebeur, want hy gaan nou hierste. Ons vat al die swaar kry van kinders weg. Al die ongemak van 'n kind word vandag weggevat. Ons wil hulle so gemaklik as moontlik in hierdie wêreld groot maak. En daardeur beroof ons hulle, sê die pediaters, van fynmotoriese ontwikkeling. Die sielkundige sê van keuses maak, van opstaan, van besluite neem. Jy moenie jou kind met slange laat speel nie, moenie my verkeerd vanmôre hoor nie. Maar ons is so geneig om enige vorm van ongemak en ongerief te verwyder, waar dit baie keer God se groei geleenthede vir jou geloofskuld is. Dis sy oefensessies. Dis sy oefensessies. Ek wil 'n paar praktiese goed vir jou gee, daarmee sluit ons af. Hoe aktiveer jy hierdie geloof? Hoe gaan jy oor in aksie? Hoe doen jy iets? Wat kan ek maak? Praat die woord. Praat die woord. Spreek die woord. Ek dink dis iets waar ek moet leer. Dis iets wat ek moet leer. Wanneer ek in 'n situasie kom, dan is my eerste default, wat moet ek nou maak en wat het Jesus gedoen toe hierdie brandpyle op hom afgevuur is? Daar in die woestyn. Wat het hy vir hierdie vyand gesê? Dit staan geskryf. Dit staan geskryf. Julle, ek is Vrydag aand hierso by 'n speelgroepie konsert van 5-jarige klein swart kindertjies wat hierdie verhoog hier voor staan. 2 van hulle, 4 en 5 jaar oud, quoteer in Engels, Thy kingdom come, thy will be done. English, Psalm 23, van bo tot onder.
uit hulle kop uit. Wie van ons wat hier sit vanmôre kan dit doen? Leer ons nog ons kinders om te doen? Hoeveel Bybeltekste kan jy vandag quoteer? Ons is in 'n mode wat sê, ek hoef nie, want ek het 'n foon, en ek is hier, en ek swipe daar. Ouens, wat gaan jy maak as jou foon pap is? En jy kan nie. Jesus het die woord geken, hy het dit gequoteer. Hy het die woord gespreek. Wanneer ek en jy hierdie pyl kry, hoe tel jy hierdie ding op? Daar staan geskryf. Daarom moet ons die woord van God leer. En ons moet hom ken. En jy moet tyd saam met die woord van die Here spandeer. En dan die tweede belangrike ding, hierdie skulde kan jy onthou het Hakke aangehaal. Sodat wanneer hierdie oorlog baie vel raak, ek by jou ingehaak het. En saam het ons in die skilpadformasie ingegaan. En saam is ons meer as een. Die skilpadformasie was lewensbelangrik vir soldate in die Romeinse oorlog. En hier, net hier, het die Satan ons in die kort hale gedoen. Christen wees is nie 'n individuele sportsoort nie. Dis 'n spansport. As jy nog vandag hier sit en dink, jy kan Christen wees, jy gaan staande bly, jy gaan weerstand bied tot die einde toe, teen hierdie aanslag van hierdie bose waaroor ons praat met hierdie pyle, en jy dink jy gaan dit alleen doen, gaan jy 'n reuse fout maak. Paulus het voor die tyd in hierdie Efesiërs vir ons gesê, julle is 'n liggaam. Julle hoort by mekaar. Julle het 'n verantwoordelikheid. Ons kan nie Christene op ons eie wees nie. Ek het by Pinkster dit vir julle gesê, die Here is besig om ons hiermee te werk, om ons te lei. Die Satan isoleer ons. Hy isoleer jou van ander Christene. Hy maak jou so besig dat jy nie tyd het vir die gemeenskap van gelowiges nie. Die koinonia, die gemeenskap van gelowiges, is die kernwaarheid van Jesus se kerk. En daarom moet jy gereed maak, en moet jy die Here vertrou, en bid ek vanmôre binne die konteks van dit wat jy hier hoor, en van Pinkster af, dat jy volgende jaar jou hand sal opsteek, en dat jy volgende jaar sal sê, ek wil by 'n gemeenskap van gelowiges betrokke raak in 'n kleiner formaat. Hoekom? Want dit is die skilpadformasie. Dis die enigste manier hoe ons kan survive in hierdie wêreld hier buite. Dis wanneer ek af is en dit met my swaar gaan in my geloofsreis, weet jy wat doen ons dan? Dan hou ons op kerk bywoon. As ek iewers 'n probleem in my lewe het, is die eerste ding wat ek los om te doen, is ek kom nie meer kerk toe nie. As daar iewers hartseer in my lewe is die eerste ding wat ek doen, is ek kom nie meer kerk toe. As ek iewers 'n probleem het of iets het nie uitgewerk nie, dan hou ek in die eerste plek op om nie kerk toe te kom nie. Ons isoleer. Hierdie skuld wat ek en jy het, beskerm ons individueel. Maar Paulus sê, God se groter plan daarmee is korporatief. Ek het jou waaragtig nodig om my te help staande bly in my stryd teen hierdie Satan, en jy het vir my nodig. En as jy kies om dit te isoleer en alleen te doen, gaan jy sonder 'n skuld in hierdie oorlogveld in hierdie wêreld in. En daarom wil ek vanmôre in die naam van Jesus deur die Heilige Gees 'n beroep op jou doen om jou hart oop te maak, jou gees oop te maak en te sê, Here, ek hoor wat U vir my sê. Ons het mekaar nodig. As ons volgende jaar ons voete in die water sit en ons jaartema begin praat van geesvervuld saam in pas met Jesus, wil ons in hierdie gemeente weer iets optel wat vir jare bestaan het en tot niet gegaan het, en dis die wonder van klein gemeenskapsgroepe waar ons mekaar se skulde inhak en in die turtle formation in hierdie wêreld geestelik groei en mekaar dra. Ek het jou nodig en jy het my nodig. Ons is 'n lig. En moenie volgende jaar as ons hierdie goeders begin preek en geleenthede gee, nie dit oorweeg. Ons is ongemaklik. Dit maak jou ongemaklik, maar die ongemak is die oefenveld vir God, vir geloof. Die laaste ding waarmee ek wil afsluit vanmôre is ons tel hierdie ding op, né? Ons tel hierdie ding op deur die woord te spreek, deur opnuut mekaar se waarde te omarm en te besef. Die derde ding is om jou oog op Jesus te hou.
Jy het hierdie soldaat, né? As daai brandende pyl op hom afgekom het, kon hy een van twee goed gedoen het. Hy kon of sy oog op daai pyl gehou het en wat sou gebeur het? Kon. Of hy kon sy skuld opgetel het en agter sy skuld in weg gaan kry. In hierdie oorlog wat ek en jy besig is van, sê Hebreërs 12 vers 2, hou jou oog op Christus, want hy is die begin en die volëinding van ons geloof. Wanneer dit met ons swaar gaan, weet jy wat doen ons? Dan fokus ons op die swaar. Ons fokus op die pyl en hy tref jou elke keer. In plaas van om hierdie geloof op te tel, jou vertroue in God te stel, dag vir dag, tree vir tree, jou vertroue in sy woord, sy persoon, sy belofte, sy woord te stel en te handel op te doen. Ek het nie vanmôre tyd om dit vir julle te wys nie, ek wil afsluit, maar jy kan op YouTube gaan kyk, ek sal vir jou die skakel stuur in die week. Weet nie of julle al van die gimnas Kerry Strak gehoor het nie. Vat jou nou terug na 1996 se Olimpiese spele toe. In 1996 in die Olimpiese spele is daar 4 gimnaste in Amerika se gimnasspan. En hulle is op die punt om die goue medalje by die Olimpiese spele te wen. Een dissipline is nog oor. En dit is in Engels noem hulle die vault. Dis daai stukkie wat jy hardloop en dan trap jy vas en dan spring jy net so oor daai nie wat jy in Afrikaans nie. Daai brug ding. Dan spring jy en dan maak jy bommeltjies en dan doen jy die goeters. En Kerry moet 2 spronge doen om te verseker dat Amerika die goud wen in die gimnastiek se span wen. Sy hardloop die eerste keer van kyk hierdie ding, ek kry hoendervlees. Sy spring, sy trap vas, sy maak 'n salto, sy land, sy breek haar enkel. Party sê breek, party sê baie erg verstyf. Dat sy so op een been daarop, né? En so is sy weg. En so gaan sê almal vir haar, as jy nie die tweede sprong spring nie, verloor ons die goue medalje. Jy moet die tweede sprong gaan doen. Sonder daai tweede sprong verloor ons die medalje. Haar afrigter kom na haar toe, ek kan nie sy naam uitspreek nie, sy moeilike naam. Hy kom na haar toe, hy sê vir haar die volgende woorde: Keep your eyes on me and on the gold. Keep your eyes on me and on the gold. En sy hang 'n punt so, en sy gaan tot op die punt, en sy hou haar oog op hom, sy hou haar oog op die goud, en sy trek haar los in sy hart. Met daai stikkende, of dit nou 'n gebreekte of erg verstuite enkel, hardloop sy trap vas, sy spring, en sy maak haar oefening klaar, land op 2 bene, en die oomblik toe sy land tel sy haar 1 been op. Dink sy het 9,7 gekry vir daai sprong, en wen die goud. En haar afrigter met 'n moonboot aan, dra vir haar om die Olimpiese spele goue medalje te wen. Keep your eyes on me, on the gold. Ek is die begin en die volëinding van jou geloof, sê Jesus. Dis hoe ons hierdie ding optel. Jy het nou lank genoeg jou oog op die pyl gehou en op die vuurpyl. Miskien is dit tyd om te kies om jou oog op Jesus die skuld op te tel. Hierdie skuld is nie net vir oorlewing. Johannes 10 vers 10 sê die Satan het gekom om te steel en te beroof, maar ek het gekom sodat jy die lewe kan hê in die oorvloed. En dit gaan nie oor purpose nie, dit gaan nie oor materiële goed, dit gaan oor 'n stuk geestelike oorvloed, dit gaan oor 'n stuk lewe in Christus in die eerste plek. En daarom gee hy vir jou hierdie wapen, sodat ek en jy in hierdie stryd waarna ek en jy gewikkel is, in oorvloed kan. Habakuk sê vir ons, ek het om my gekyk en daar is niks op die land. Ek was kwaad vir God gewees. Ek was vies vir hom gewees. Ek was lus om die handdoek in te gooi. Maar nogtans het ek gekies
om met die skuld van geloof op te tel. En nogtans sal ek juig in God my redder. Vandag is die dag wat ons 'n besluit moet neem. Gaan jy jou skuld optel? Gaan jy kies om vir God te vertrou? Gaan jy vir God kies bo jou probleem? Gaan jy kies om in hierdie situasie God se woord te spreek? Gaan jy in hierdie tyd van jou lewe dit waag om uit te reik na 'n ander gelowige toe om te sê waaragtig ek kan nie. Ek het jou nodig. Of gaan jy nog steeds te groot wees in jouself om die Bybelse beginsel van die gemeenskap van gelowiges te bou? En kies om jou oog op Jesus te hou. Die begin en die volleinde van alles. In Johannes 5 vers 4 sê hierdie mooi gedeelte: Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy of sy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Maak sommer jou oë toe. Jy het nie vanmôre jou tyd kom mors nie. Jy het nie vanmôre hiernatoe gekom om 'n blokkie af te tik en te sê ek was in die kerk gewees nie. God het vanmôre afspraak met jou deur sy Gees. Wat sê hy vanmôre vir jou? Wat hoor jy vanmôre? Nie jou maat langs jou nie wat jy vir jou maat moet sê nie. Wat hoor jy vanmôre rondom neem die skuld van geloof op? Want hiermee sal jy elke brandende vuurpyl van die bose uitblus. Wat moet jy ophou doen? Wat moet jy begin doen? En wat moet jy aanhou doen? Ek voel so op hierdie oomblik, ek moet so iets vir jou doen, maar ek kan niks vir jou doen nie. Al wat ek vanmôre vir jou kan sê, gelukkig is jy, as jy hoor wat die woord vandag vir jou sê, en jy vertrou God genoeg, om 'n tree te gee, om te doen wat hy vir jou sê. En dit gaan nie oor roekelose goed nie, dit gaan nie vanmôre hier oor impulsiewe goed nie, dit gaan vanmôre oor die volgende tree wat jy gee, omdat jy God vertrou, omdat jy sy karakter vertrou, omdat jy sy woord vertrou. Here, ons word so baie deur misleiding gekonfronteer, ons word so ontnigter, ons wil so baie daar, Here, sommer maar net gaan sit onder die besembos en die handdoek ingooi. Ons is so ongehoorsaam, doelbewus, partykeer trap ons so in die strik, Here, om aspres goed te doen wat ons weet en nie van ons vra nie, of wat nie wil hê ons moet doen, nie te doen. So dankie Here vir vanmôre, dankie Heilige Gees, dankie vir hierdie stuk wapentuig, wat ons kan optel. Here, ek besef vanmôre, dat as dit daar op die grond lê, is dit van geen en nul waarde. Ek besef vanmôre, Here, dat my geloof nie my gevoel is nie. Ek besef vanmôre, Here, dat dit nie 'n superpower is nie, maar dat dit, Here, 'n keuse is wat ek maak, om my vertroue in U te stel. En daarom, Here, is daar moontlikhede, wat net van U af kan kom. Here, help my om U woord, ek weet nie wat moet ek vanmôre vir jou bid nie, 'n liefde vir God se woord te kry, vir jou geduld te gee om hierdie boek te lees, of 'n lus. Maar Here, ons moet hierdie boek in ons kop kry, ons moet hierdie waarhede in ons gedagtes kry, sodat ons dit kan spreek. Here, ek is opgewonde oor Basileia gemeente, ek is opgewonde oor volgende jaar, ek is opgewonde, Here, oor die gemeenskap van gelowiges, wat in hierdie gemeente tot stand gaan kom. Ek is opgewonde om te sien, Here, hoe ons groter word, maar tegelijkertyd kleiner word. Ek is opgewonde om te sien, Here, hoe mense hier gaan bykom, wat nog nie vir U ken nie,
Maar ek is opgewonde om te sien, Here, hoe u kinders by mekaar gaan inhak en geestelik, Here, mekaar gaan dra en gaan groei. So dankie, Here. Dankie vir die pad waarmee u met ons besig is. Jesus, dankie dat ons in hierdie Kerstyd juis vanmôre sommer net vir onsself moet sê, as dit nie u was wat mens geword het, dan was daar nie 'n reddende geloof nie. Dan was daar nie die geloof nie. En Here, dan was hierdie praktiese tree vir tree geloof, vertroue in u ook nie moontlik. So dankie dat u mens geword het en tussen ons kom woon. Ek bid vir jou dit in die naam van Jesus. Amen.